Goeiemôre almal. Ek is bly om te sien almal is vanoggend hierso. En almal het hierdie koue naweek wat ons so vroeg in April gehad het oorleef. Ek sê nou vir iemand, ek sê baie lief vir 'n kortbroek nie en ek is amper skaam om te sê, maar gister was regtig dag vir 'n lang broek gewees. Ons het gister winter gehad hier in die Valdriehoek. So nee, baie welkom aan almal wat vanoggend hier is. Mag dit regtig vir een en elkeen vanoggend 'n besonderse geleentheid wees. Vanoggend is 'n besonderse oggend soos ek nou genoem het, in die feit dat dit die herder se Sondag is. En as ons vanoggend hier by mekaar is ons hier by mekaar om te luister na sy stem, om hom te loof en om hom te eer, om ons diepste en ons donkerste geheime aan hom te gee. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na waters waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie en my beker loop oor. Net U goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in die lengte van dae. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat die herder van sy volk is, van die Here Jesus Christus, die groot herder en die opsiener van ons siele, wat sy lewe vir sy skape afgelê het. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons elke dag troos en ons lei. Amen. Voor ons uit die woord lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het om in rus en vrede, met 'n stuk vreugde in ons hart vanoggend uit die woord te kan lees. Here, dankie vir die reën waarmee U ons geseën het hierdie laaste week. Here, dankie vir U goedheid. Here, dankie vir U sorg. Here, dankie dat U ons elke dag lei soos 'n herder sy skape lei. Here, dankie dat U ons elke dag beskerm soos 'n herder sy skape beskerm. Here, dankie dat ons weet U sorg vir ons, U dra ons en U is by ons, nie omdat U moet nie, maar omdat U lief is vir ons. Here, wanneer ons vanoggend uit die woord lees, Here, wanneer ons vanoggend gaan delf in hierdie teks in, Here, help ons om te hoor en te verstaan wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons 1 Petrus 2 vanaf vers 19 tot by 25. Dit is genade as iemand die pyn van onverdierde lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word wanneer jy oortree het, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer jy goed gedoen het, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat
aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is vir ons sondes, daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Net tot sover. Daar is min dinge in hierdie lewe so uitputtend soos om jouself die heeltyd te moet verdedig. Ons leef in 'n era waar reg en geregtigheid dikwels verwar word met vergelding. Wanneer iemand ons te nakom, wanneer ons onregverdig behandel word by die werk, of wanneer mense ons karakter bevraagteken sonder rede, is ons natuurlike instink om dadelik mure op te bou. Ons beklei terug, ons verduidelik, ons skree harder om gehoor te word. Maar die resultaat is dikwels dat ons onsself buite die kraal bevind, op 'n eensame eiland van bitterheid en selfverdediging. Lyding vir al die soort wat onverdiend is, laat 'n mens soos 'n dwaalskaap voel. Jy voel blootgestel aan die elemente, sonder skuiling, en in 'n wêreld voel jy skielik of dit 'n onveilige plek is. En dit is presies op hierdie punt wat Petrus hierdie gemeente ontmoet. Hy praat met mense wie se lewens deur onreg uitmekaar geruk word. En sy uitnodiging is nie 'n politieke manifest of 'n selfhelpgids oor hoe om sterker te staan nie. Sy uitnodiging is 'n roepstem. Kom terug, kraal toe. Nie van 'n plek van passiwiteit nie, maar na 'n veilige toesig van die een wat klaar die pad deur die onreg gestap het. En om terug te kom in die kraal, moet ons die spoor van die herder volg. Petrus gebruik daardie merkwaardige term, en ekskuus vir die Grieks, die hypogrammos. Hy herinner ons daaraan dat die lewe van Jesus nie net 'n mooi storie was wat ons moet bewonder elke dag nie, maar 'n model wat ons letterlik moet natrek. Dink aan 'n kind wat leer skryf. Die onderwyser gee 'n blad met sulke ligte grys letters en die kind sit sy potlood op die papier om daardie lyne net na te volg. Petrus sê vir ons, wanneer die wêreld vir jou sê om terug te skel, kyk na die grys lyne. Kyk na daai hypogrammos. Wanneer die wêreld sê jy moet dreig om jou sin te kry, kyk na die lyne wat Jesus getrek het. Hy het geen sonde gedoen nie. Daar was geen bedrog of leuns wat uit sy mond gekom het nie. Om terug te kom in die kraal beteken om op te hou om jou eie pad van vergelding te probeer uitkrap en die potloodlyne van Jesus se karakter na te sit. Dit vra van ons 'n diep vertroue om te glo dat sy sagte pad op die ou ende die ware lewe is. Maar die moeilikste deel van hierdie pad terug is daardie oomblik van stilte. In die teks sien ons
dat Jesus homself oorgegee het aan die een wat regverdig oordeel. En hier lê die geweldige pastorale krag. Om terug te wees in hierdie kraal beteken dat jy kan erken dat ek hoef nie meer die regter te wees nie. Jesus het nie gedreig toe hy gelei het nie. En ons kan onsself ook vra, maar hoekom nie? Dis omdat hy geweet het dat sy saak veilig is in die hande van sy Vader. Wanneer ons kies om nie terug te beklei nie, is dit nie omdat ons swak is nie, maar dis omdat ons onsself oorgee aan 'n hoër geregtigheid, aan iemand wat alreeds vir ons beklei het. Dit is die plek waar die geraas van hierdie wêreld stil word. Jy hoef nie meer elke geveg te wen om veilig te voel nie. Want jou veiligheid lê nie in jou oorwinning nie, maar in jou herder se getroudheid, in sy oorwinning. Die kraal is 'n plek waar die behoefte om jouself te regverdig, om vir jouself te beklei, om self te probeer oorwin, tot 'n rus kom. Want God beklei vir jou. Hy is die regverdige regter en hy oordeel vir jou. Hy beskerm jou. Om in die kraal te kom, is om tot 'n rus te kom en dit in Jesus se hande oor te gee. Maar nou sit ons met die probleem dat ons al reeds letsels het wat ons seer gekry het. Maar hoe word ons heel van hierdie letsels wat die onreg in ons lewe gelaat het? En Petrus neem ons na die hart van die kraal. Hy neem ons terug na die kruis. Hy haal Jesaja aan en hy sê, deur wie se wonde daar vir julle genesing gekom het. En hier is die paradoks. Die herder het die wonde opgedoen, sodat sy skape kan genees. Die letsels wat ons in hierdie wêreld opgedoen het, die bitterheid, die seer, die gevoel van minderwaardigheid, word nie genees deur 'n wraak nie, maar deur 'n absorberende liefde van Christus. Wanneer ons terugkom in hierdie kraal, in hierdie veilige hawe wat Jesus Christus is, word ons nie net getel nie, maar ons word verpleeg. Die herder wie se voetspore ons volg, is dieselfde een wat ons sondes en die pyn in ons eie liggaam teen die kruis opgedra het. Sy wonde word die veilige hawe waar ons wonde ophou bloei en begin gesond word. Die preek sluit af waar die teks eindig, by die groot omkeer. Julle het gedwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer. Om terug te wees in die kraal beteken dat jy onder die oog van die herder is. Dat jy onder die oog van die opsiener en die beskermer van jou siel is. En dit is die finale troos van hierdie teks, vir hierdie naweek, wat ook al die wêreld van jou dink,
Wat ook al mense aan jou gedoen het, jou siel, jou hart is nie op sy eie nie. Daar is iemand wat wag hou. Iemand wat jou nie net as 'n nommer sien nie, maar een van die kosbaarste besittings. 'n Kind. Die pad van onreg is donker en verlate. Maar die voetspore van Jesus lei altyd terug na die kraal. Mag ons hierdie week die moed hê om ons eie pogings tot regverdiging neer te lê. Mag ons hierdie week die moed hê om bloot die herder te volg na 'n plek waar daar vir een en elkeen van ons rus en genesing is. Amen. Ons het geluister na die stem van die herder. Ons het gehoor van die lyne wat hy getrek het, van die veilige kraal wat hy bied. Maar oor 'n paar minute stap ons hieruit, terug in hierdie wêreld in, waar die onreg dikwels op die hardste skree. Maar voor ons slotlied sing, voor ons die dankoffers opneem, kom ons bid saam. Ek gaan vir ons 3 gebede doen. En na elke gebed gaan ek 'n oomblik van stilte gee. 'n Stilte waar jy jou hart kan oopstort vir ons ewige herder. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, môreoggend wag die werk, die huis, die verkeer en die eise van al die mense. Ons sien dikwels net die skerp lyne van ons eie frustrasie. Here, maar ons vra U nou. Here, help ons om die hipogrammos, die grys lyne van U karakter weer raak te sien. Here, gee ons die geduld om ons potlood op U spoor van sagheid en integriteit te sit, selfs wanneer dit moeilik is. Ons Vader wat in die hemel is. Daar is stemme wat in ons skree om vergelding. Daar is daardie vlijmskerp antwoorde wat op ons tonge lê vir die mense wat ons seer gemaak het. Ons Vader, ons kom vra U vanoggend, maak die wraak in ons harte stil. Here, help ons om die vryheid te ontdek dat ons veilig by U is. Dat ons saak by U kan los. Ons eer en ons regte in U hande kan laat. Here, dankie dat ons nie self die regter oor hierdie wêreld hoef te wees nie, omdat U die opsiener van ons siele is.
Here, sommige van ons stap hier met letsels wat nog rou is. Onreg los merke wat nie sommer van self weggaan nie. En ons kom vra dat U weer hierdie wonde vir ons sal gesond maak. Here, laat die genesing wat deur U leiding gekom het, deur ons vloei. Here, genees die bitterheid, genees die seer. Here, help ons om bietjie meer heel, bietjie gesonder hier uit te stap vanoggend. Dankie Here, Jesus, dat U ons nooit alleen laat dwaal nie. Here, dankie dat ons weet, U is ons veilige vesting. U is ons herder. En as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen.